Amen. Ek is opgewonde om die woord vir u te bring wat die Here my gegee het. Ek dink dit is 'n kragtige woord. Dit is 'n woord wat so lekker in my kraal val en julle sal verstaan later hoekom. Ons hoor ons die vergelyking wat Jesus gesê het, julle sal geen teken kry behalwe die teken van Jona nie. Vanmôre is my boodskap wat die Here my gegee het om te praat oor die teken van Jona en die krag van 3. Amen. Ek wil vir julle lees uit Matteus 12 vers 38 tot 40. Ek lees hy ou vertaling 53. Hy sê vers 38: Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê: Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Dis nou natuurlik na al die tekens wat hy al gedoen het, maar ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle: 'n slegte en owerspelige geslag soek 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona die profeet. Vers 40, en baie van die evangelies het hom nie in nie, of almal het hom nie so duidelik in nie, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Amen. As ons kyk na hierdie gedeelte, wil ek vir u sê dat baie mense kyk en hy wonder, wat is hierdie teken van Jona dan? Ek wil graag vanmôre 'n bietjie met u deel rondom hierdie teken van Jona. En dit het vir my, ek het baie vrae hierna gekry en ek het besluit ek gaan 'n bietjie 'n diepte studie doen en die Here openbaar toe vir my iets moois wat ek vir u wil bysit. Hierdie teken gaan nie net oor die 3 dae wat Jona in die vis se maag was en die 3 dae wat Jesus in die doderyk was nie. Hierdie gaan oor veel meer as dit. Daar's nog 'n profetiese aanslag wat ons nie kan mis nie. En ek wil vanmôre dit met u deel. Jona, sê saam met my, Jona, Jesus, Paulus. Jona, Jesus, Paulus. En hulle al 3 word gekoppel deur die getal 3. Kom ons begin by Jona. Jona was 3 dae dood. Jona is in die maag van daardie vis en hy roep uit, Jona 2 vers 6 tot 7. Hy sê, uit die diepte van die doderyk het ek u aangeroep. Terwyl hy voel hy sterf, roep hy God aan, want hy was ongehoorsaam. Dis hoekom hy mos nou oor die bootjie gegooi is en die visie hom ingesluk het. Amen. Ons weet nie wat se vis dit was nie, maar ek kan julle beloof, dit was nie 'n sardien nie. OK, dis al wat jy hoef te weet. As iemand jou vra wat se vis, sê ek beloof, is nie 'n sardyn nie. OK. Jona se 3 dae kom hy daar en hy voel hy sterf en hy roep uit, my God, help my. Maar dis die proses wat Jona opnuut tot bekering moes kom, om opnuut te sê, Here, ek is jammer vir die fout wat ek begaan het. En ons kyk bietjie verder en is daai 3 dae wat hy sy eie wil moes afsterf. Toe kom hy tot bekering. En toe word hy hergeposisioneer vir die roeping waartoe God hom geroep het. En hy gaan en hy vervul die opdrag wat God vir hom gegee het. Al wou hy vlug, jy kan nie vlug nie. God stuur jou, Jona, God stuur jou na Nineve. Die teken van Jona sê vir ons dat God bring jou terug na jou oorspronklike roeping waartoe God jou geroep het. Hoeveel van ons het begin wegvlug, wegskram van daai roeping af? Vanmôre wil ek vir jou sê, God roep jou terug na jou roeping toe waartoe God jou geroep het. Hoor vanmôre die woord van die Here. Sabaranda kasababayenda. Kom ons gee die Here 'n bietjie eer. Halleluja. Rabanda kasababayenda. Jesus, kom ons kyk na Jesus nou, die volgende figuur in hierdie 3. Jesus is op aarde nagenoeg 33 jaar, waarvan hy op 30 jaar eers begin predik het. Daar's ouens wat stry 27 tot 30, soos ons die Bybel het, is hy 30 tot 33. Ek gaan nie stry daaroor nie, is weer eens nonsens om te stry oor sulke goed. Dis klein goedjies wat niks mee het uit te waai het nie. 3 jaar van Jesus se prediking sien ons, na daai 3 jaar van prediking, kom Jesus by 3 dae in die graf. Hy doen sy 3 jaar van prediking om God se wil bekend te maak aan ons. Hy kom 3 dae in die graf, sodat hy dit vir ons kan bewerkstellig, en daarna lei daardie 3 dae tot oorwinning vir die heidene ook.
wat nie geroep was nie, wat nou deur God geroep is. Amen. Halleluja. Jesus sê in Johannes 2 vers 19, hy sê, julle kan die tempel afbreek en in 3 dae sal ek hom oprig. Hulle sê, nee man, hoe kan dit nou wil wees? Hoe kan dit nou wil wees? Hy sê, 3 dae rig ek hom op, want daar's 'n dieper betekenis hier binne. 3 jaar was die voorbereiding vir die teken. 3 dae was die vervulling van die teken. En na die opstanding sê Jesus, gaan nou heen, maak disippels van al die nasies. Nou natuurlik 'n paar, ek moet nou mooi stel, ek wil begin mooier praat. 'n Paar mense wat dalk net bietjie verward is, sê al die nasies. Hulle lê die klem op die. Want dit beteken, dis al die Israel nasies, daarom word net Israel gered. Ek sê toe vir oom, stellig nie. Want die woord sê nie, die met 'n Akiet aksent op nie. Wat beteken, dit dui nie net op die Israel nasies nie. Dit dui op alle nasies, wat u en my as heidene insluit. Kom ons gee die Here eer. Amen. En na Jesus se kruis op aarde, het hy gelewe, sy 3 jaar se prediking was aan die Jode. Hy sê dit duidelik, ek het die preek nou eendag gebring. Na die kruis, wat daar die vervulling is, glory to God, toe kom hy, en hy rig hom na die heidene toe. Deur oom Paulus. Ken julle vir oom Paulus? Kom ek vertel julle 'n bietjie meer van oom Paulus. Hey, ek hou van oom Paulus. Ek dink ek en hy loop so. Weet julle hoekom? Want ek was ook 'n Saulus, voordat ek 'n Paulus geraak het. Paulus, 3 jaar kom hy, na sy Damaskus ondervinding, wat die Here met Paulus ontmoet, of met Saulus, op daai staan was sy naam, ontmoet het op die pad van Damaskus, sê die woord, het hy gegaan na Arabië se kant toe, en hy daar begin om te bedien. Jy kan dit gaan lees, Galasiërs 1, vers 17-18, en nadat hy by Arabië was, draai om, en hy gaan terug, na 3 jaar, gaan hy terug na Jerusalem toe, om sy roeping te vat, en vol te staan, wat die Here hom voorgeroep het. En as ons kyk na hierdie 3 jaar, wat hy gewag het, sê vir ons Handelinge 13:46, ons sal ons nou wend tot die heidene, ten volle wend tot die heidene. Tussenin het hy nog so bietjie van die Jode probeer help, en hy het bietjie geleer, hy het so bietjie met dit te doen gehad, maar op hy spesifieke stadium, toe sê hy, nou wend ek my voluit net vir die heidene. Ek wil jy moet verstaan, want jy moet hier goed nie verwar nie. Maar daar sekere beginsels wat plaasvind, voordat hulle gewend het tot die heidene, en nadat hulle gewend het tot die heidene. U wat skrif graag wil leer, en meer van die skrif wil weet, sal hierdie goed moet bietjie gaan dieper delf, om te verstaan, daar's 'n verskil van die opdrag, voor die kruis, en na die kruis. Daar's 'n verskil tussen die aardse opdrag, en die hemelse opdrag. Daar's 'n verskil tussen Saulus en Paulus. Daar's 'n verskil van Paulus, voor die 3 jaar, en na die 3 jaar. As jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy nog nie mooi wat die Bybel sê nie. En ek is baie lief vir hierdie goed, wat ek binnekort, as Here wil, glo in die nuwe jaar, gaan ek vir jy in diepte lerings begin bring rondom dit, maar dit gaan nou nie van die kansel wees nie, terwille van baie redes, ek gaan dit doen in 'n weeksaand, wat ek vir jy mooi die woord gaan oopbreek, dat jy die woord kan verstaan, vir die wat belangstel. Amen. Amen. Okay, nou sê, en nou rig ek my tot die heidene. Nou sien ons, Jesus preek 3 jaar vir die Jode. Hy vaar op. Paulus word geroep 3 jaar in voorbereiding. Hy draai heeltemal om na die heidene. Jona was 3 dae in die vis, wat hy gevlug het vir sy roeping. En toe gaan hy terug. Baie interessant, het jy geweet, Nineve waar hy moes bedien het, was 'n heidense nasie? Wow. Kom ons gaan aan. Die teken van Jona herhaal homself. Jona preek aan 'n heidense nasie Nineve. Jesus sterf vir alle mense, sodat die heidene genade kan kry. Paulus word gestuur met die opdrag aan die heidene.
As dit nie opgewonde maak nie, gaan 'n cracker onder die stoel dit nie eers doen nie. Kom ons gee die Here net eer. Halleluja. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat is die profetiese lyn tussen Jona, Jesus en Paulus. Jona, Jesus en Paulus. Jona, 3 dae in die maag van die vis. Jesus, 3 dae in die graf. Paulus, 3 jaar bediening. Jona, kom, hy doen die 3 jaar voorbereiding, wat hy doen, daarna word hy gestuur na Nineve. Jona word gestuur na Nineve, dis hy 3 dae wat kom, Jesus, en daar kry sy bekering in die vis. Jesus, as ons dit so kan stel, kry bekering van die kruis, wat die heidene kry, deur Jesus Christus. Hy bekeer hom nie, hy gee vir die heidene die bekering, deur Jesus, en Paulus word daarna gestuur na die heidene, wat sê, julle kan julle nou bekeer tot Christus. Jona se geval, kom het, die heidense stad, kry genade in Nineve. Jesus se geval, die heidene word ingesluit deur die kruis. Paulus se geval, hy word die apostel van die heidene. God se patroon is onveranderlik, ons kan maak wat ons wil, God werk in patrone, God werk in ordes. 3 vir my hier wys na die voltooiing, die bekering en die nuwe rigting. En ek wil jy moet dit vandag verstaan, dat daar kom 'n tyd dat God se plan in plek val, waar die bekering plaasvind in ons lewe en die rigting en die roeping in ons lewe bevestig word. In vandag se lewe sal ons sê, God gebruik jou 3 dae seisoen. God gebruik jou 3 dae seisoen om jou roeping te herstel. Baie van ons voel, Here, maar ek sit in hierdie benoudheid, ek sit vanmôre dalk in hierdie vismaag seisoen in my lewe. Ek sit vasgevang, ek voel of ek die dood in die oë staar, niks wil vir my werk nie. Ek herdenk, ek bedink alles, ek is besig om te bepeins, ek weet nie wat ek moet maak nie. Ek voel ek het van God af probeer vlug, maar ek bevind my op 'n donker plek. Dis 'n tyd wat God jou roeping herstel. Sê amen. Halleluja. Glory to God. Ek wil vanmôre vir u sê, maar die vismaagseisoen is nie straf nie. Dis 'n geleentheid wat God vir jou gee om tot inkeer te kom. Partykeer gebeur hierdie dinge en ons kom met ons rug teen die muur. Dis sodat ons tot inkeer kan kom. Want ons is partykeer so besig, ons kom nie lekker tot inkeer nie. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus se opstanding lei tot sending. Daarna sê die grootste opdrag, gaan dan heen en maak disippels. Matteus 28:18, Markus 16:15 en hy gee die opdrag, gaan heen en maak disippels. Na 3 jare wat die seisoen was van Jesus, toe kom die verandering. Na 3 jare wat die seisoen was selfs vir Paulus se opleiding, toe kom daar verandering. Partykeer is jou seisoen 3 dae, partykeer is hy 3 jaar. Ons weet nie hoe lank jou seisoen is nie. Partykeer hoe meer jy teenskop, hoe langer is hy. Het jy dit beleef? Hoe meer ek spartel, hoe moeiliker is hy. Ek wil gou vandag vir jou sê, Paulus word totaal al geherposisioneer. Die oomblik, toe hy besef, my opleiding hier is verby, hierdie ouens wil nie hoor nie, en hy besef God se plan, en God stuur hom na die heidene toe. Jou pyn ontwikkel jou, jou proses posisioneer jou, jou 3 bring jou deur. Wat beteken vanmôre gee dit jou uitkoms, en die pad wat jy moet volg. Jesus sê vir hulle, meer as Jona is hier. Matteus 12:41. Jona wys na bekering, Jesus wys na opstanding, Paulus wys na sending. Amen. Die teken van Jona is nie net 'n gebeurtenis nie, dis 'n belewenis. Dis 'n beweging van dood tot lewe tot sending.
En vanmôre voel jy, Here, ek sit dalk in die dood, ek wil vir jou sê, die lewe lê voor as jy God kans gee. Jy voel vanmôre, Here, ek kom nou net aan die lewe, die sending lê voor as jy God net 'n kans gee. En wanneer jy nie jou sending uitleef nie, gaan jy voorbegin en jy gaan weer in die ry staan by die dood, die lewe en die sending. Vanmôre wil ek jou vra, volk van God, glo jy dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek? Ek luister vanmôre iets, is eintlik, hartseer, ek het 2 goed hierdie week geluister en ek wil dit graag met julle deel. Vanmôre praat pastoor so mooi, hy vertel wat gebeur het in een van die groot kerke in Amerika, reg langs die kerk, toe koop 'n ryk groot sakeman, wat ateïs is, spesiaal 'n groot gebou uit, en hy maak van hom 'n nagklap. Hy beplan 'n nagklap wat 24 uur oop is, 7 dae 'n week. En die pastoor is in 'n toestand, wat gaan ons nou maak? Want jy weet mos, 'n nagklap gaan bietjie wild aan. So bietjie willer as die kerk, en niemand klaar daar nie. In elk geval. En hy sê, mense, ons gaan hoe vinnig moet by mekaar kom. Vanaand is daar 'n gebedssessie, 24 uur gebedsgroep. Kom, ons gaan bid, ons gaan bid, ons gaan bid. Amen. Ons gaan sommer 'n gebedsgroep saamroep ook. Ek wil met die pastore praat, dat ons 'n reël, 'n gebedsgroep, die tyd dat ons in die Kaap loop, gaan die ander bid hierdie kant. Amen. Ek moes eintlik gister dat julle begin bid het, want ek moes golf speel. Dit was moeilik. Maar oké, in elk geval. Nou, roep 'n gebedsketting by mekaar en sê, hey, ons gaan nou saam bid. Hier's groot moeilikheid, hier ding kan nie gebeur nie. En daardie aand, when the saints begin to pray, the Lord shall have his way, and the glory of the Lord will come down. En hulle bid. Weet jy wat gebeur terwyl hulle bid? Toe kom die storms aan. Hulle sien die wolke vorm, en volgens met slatte weerligstraal bo op daai gebou, brand hom weg. Weet jy wat gebeur? Hy besige man is so kwaad, want hy het mos nou gehoor van hulle hierdie goed, want die kerk het dit openlik gemaak wat hy gaan doen. Hy dagvaar die kerk. Hy dagvaar die kerk. Hy sê, daar is nie 'n manier, ek dagvaar julle, ek hou julle verantwoordelik vir wat hier gebeur het. Die kerk sê, dis nie 'n manier, nie is nie ons skuld nie. Nou kom hulle by die hof. Hierdie regter sê, hy sê, dis die moeilikste saak wat ek in my lewe hanteer het. Hy sê, dis 'n geweldige moeilike saak. Hy sê, want hier sit ek nou met die ateïs en hier sit ek met die kerk. Die ateïs sê, dis God wat het gedoen het, die kerk glo nie, dis God nie. Die kerk sê, dis nie hulle nie, die ateïs sê, dis God wat geantwoord het. Sit ons nie partykeer met daai posisie in ons lewe nie? Ons vra vir God vir goed nou gebeur en dan begin ons, mag ek nie verantwoordelikheid vat nie. Ek wil vir jou sê, if God leads you to it, he will lead you through it. Ons moet God die eer gee, want hy sal doen wat hy sê hy gaan doen. Amen. Hartseer ding, een van die hoofsataniste praat die week, wat tot bekering gekom het, hy sê, kan ek vir julle een van die hartseerste goed sê, wat daar is in die lewe? Hy sê, sataniste erken dat daar 'n God is. Die Christene soek nog steeds die God. Die vyand weet wie ons God is, maar ons twyfel nog steeds of hy wel ons God is. Is dit nie hartseer nie? Ek vra vir u kinders van die Here, ek vra vir u, dink jy nie dis tyd dat ons bietjie moet opstaan nie, man? Dink jy nie dis tyd dat ons in beweging moet kom vir die koning nie? Ek is so opgewonde, want ek ervaar God gaan groot goed doen. Hoor vanmôre die woord van die Here, God gaan groot goed doen. Julle sal dit met julle oë aanskou, julle sal weet dat God vanmôre praat. So spreek die Here, groot verwikkelinge wat gaan plaasvind, nie net in Suid-Afrika nie, maar grootliks in Suid-Afrika en daarna in die wêreld sê julle hoor daarvan. Jy sal weet dat God vanmôre met julle praat deur sy diens. Luister volk van die Here, die vyand dink is sy tyd om op stage te klim en die spotlight te vat, maar God is nie klaar nie. God is nie klaar nie. God laat hom nie bespot nie, God laat hom nie terg nie. Luister baie mooi, God het nog 'n plan vir sy volk. God het 'n plan vir sy kerk. God het 'n doel met sy kerk. As die kinders van die Here sal saamkom, sal ons wonderwerke sien soos nooit vantevore nie, sodat die wêreld sal begin vra. En so sê die Here, menigte sal tot bekering kom deur dit wat sal gebeur.
Kom ons dien die Here in gees en waarheid. Kom ons staan vir wat ons staan. Kom ons raak nie soos mense wat rondgeswaai word deur die winde van hierdie omstandighede nie. Kom ons staan sterk in die Here. Sê amen. Kom ons staan op. Kom ons gee die Here eer vanmôre. Kom ons loof hom vir wie hy is. Sabaronda rabaku sababanda rabasitiandai. La rabayenda kasanda sababayendai. Eer aan die Here in die hoogste hemel, Hosanna aan die seun van Dawid. Here, vanmôre wil ons kom staan vir wat reg is. Ons wil kom staan vir wat eerbaar is. Ons wil kom staan vir dit wat U ons voorgeroep het. Die kruis, Here, het ons las laat verdwyn. Ons was eens ook soos die Nineve. Here, niemand wou vir ons insluit by daardie belofte nie. Maar Jesus sê, Vader, stuur my, ek sal met my bloed gaan betaal. En Jesus het die vloek geword om die vloek oor ons te lig. Jesus het straf geword om die straf oor ons te lig. Jesus het dit gevat sodat ons kan vry wees. En Here, en daarom kom hy en hy stuur vir Paulus. En Paulus kom en hy sê, gaan, en hy het ons verkondig hierdie evangelie wat nou aan die heidene kom. Here, en vanmôre wil ons in ons roeping staan. Maar die woord sê, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, so julle my getuies kan wees. Here, en daarom weet ons van bekering, kom ons van die dood af na die lewe toe, en van die lewe af kom ons in beweging, wat vanmôre ons roeping is. Ek wil bid, begin by my, Here. Begin vanmôre by my Jacques Potgieter. Begin by vanmôre by elkeen wat voel, Here, ek sluit myself in hierdie gebed. Help ons om ons roeping uit te streef, om ons roeping na te streef, om te lewe die lewe waarvoor U ons geroep het, sodat ons sal gehoorsaam wees, en sodat ons sal doen wat U wil hê, soos U dit wil hê, sodat U verheerlik word, en die volk van die Here sê amen. Kom ons gee die Here eer, amen en amen. Sabaronda kasababayenda kasanda sibabenda. U kan die sitplek neem, amen. Volk van die Here, luister vanmôre. Here sê vanmôre vir my, ek staan by jou deur en ek klop. Slegs hulle wat vir my oopmaak, sal ek ingaan en maaltyd by jou. Ek voel, Here, hoekom gaan hierdie mense so vorentoe? Hoe ervaar hulle dit, maar ek ervaar dit nie. Here sê, want ek klop. Jy het al so doof geword vir die geklop, dat vir jou is dit maar net deel van die klanke wat daar is. God sê, ek klop vanmôre in jou deur. Ek klop aan jou hartsdeur. Moet vanmôre nie versuim nie. Maak oop dat ek kan inkom. Here sê vanmôre vir my deur, die Heilige Gees, hy wil ons as gemeente vat na nuwe diepte toe. Hy wil ons bring by iets nuuts, iets beters, iets dieper. Die intensiteit van die salwing wil toeneem. Maar my volk is nie gereed nie. Jy wil nog die wêreld dien, maar jy wil ook God dien. Here sê, julle moet kies, want die paaie is 2. Jy moet kies, want jy kan nie aan albei tafels gaan sit nie, hulle gaan jou nooi. En jy moet bekies, by watse tafel gaan jy sit. Jy moet dit nou maar vat, want jy weeg dit mos so op, en speel jy hulle so af teen mekaar. En die Here sê vanmôre vir jou, as jy net weet, wie sit aan die tafel van my. As jy net weet wie ek is, ek kan jou lewe verander, ek kan jou omstandighede verander. Gee my net 'n kans. Gee my net 'n kans, sê die Here. Hoor vanmôre die woord van die Here. As jy my 'n kans gee, sal ek jou lewe radikaal omswaai. Jy sal weet dat ek God is. Jy sal bely dat ek is jou God, en ek sal erken dat jy my volk is. Ek sal my nie vir jou skaam nie, omdat jy jou vir my nie skaam nie. So spreek die Here. Kom ons gee die Here eer.